Okay, vandag begin ons praat oor sigma notasie. Dit is maar net 'n vinnige manier hoe ons die som van iets skryf. Nou, as ek byvoorbeeld skryf, en die sigma teken lyk iets soos dit. Ag nee man. Dis nie hoe hy lyk, kom ons maak hom maar. Die sigma teken lyk iets soos dit. Maar ek skryf hom sommer kort net so. Okay. En die wat jy hierso by die sigma notasie self skryf is belangrik. Hierdie is jou term, jou eerste term. Hierdie is die aantal terme. En hierdie is die reël. Met ander woorde, as ek hierso skryf dat K is 1, nou hierdie is waar jy begin, né? Begin. En daardie is waar jy gaan eindig. Dus ek sê K1, dan beteken ek begin by nommer 1 en ek eindig by nommer 20. So ek tel van nommer 1 tot nommer 20, of in hierdie geval wat ons nou hier het, is dit 3. En dan gee hulle die reël in hakies. 2K minus 1. So wat dit basies beteken is dat ek gaan eerstens sê dat as K gelyk is aan 1, dan het ek 2 maal 1 minus 1, plus as K gelyk is aan 2, is 2 maal 2 minus 1, plus as K gelyk is aan 3. So ons het begin met K gelyk aan 1, en ons het geëindig met K gelyk aan 3. Dis wat dit beteken. So, dan is dit 2 maal 3 minus 1. So daai eerste term daar is 2 minus 1 is 1, plus 4 minus 1 is 3, plus 6 minus 1 is 5, so jou antwoord is gelyk aan 9. Dit is hoe die sigma notasie basies lyk. En jy kan gevra word om iets te skryf in sigma notasie, maar jy kan ook gevra word om die sigma notasie te vereenvoudig of te werk. So as ons nou byvoorbeeld kyk na die volgende voorbeeld. Die volgende voorbeeld sê die som van, en nou sê hy vir my n is gelyk aan minus 3, so dis waar ek begin, en ek eindig by 2, en nou gee hulle vir my die reël is 2n. So, as ek by minus 3 begin, dan is dit 2 tot die mag minus 3, plus minus 2, 2 tot die mag minus 2, plus minus 1, 2 tot die mag minus 1, plus 0, 2 tot die mag 0, plus nog 1, is 2 tot die mag 1, en as hy 2 is dit 2 tot die mag 2. So ons het begin met n wat negatief 3 is, en ons het geëindig met n wat 2 is. Sien julle dit? So,
Nou kan ek dit gaan uitwerk en ek kan gaan sê, wel, dit is dan gelyk aan 1/8 plus 1/4 plus 1/2 plus 1 plus 2 plus 4. En daai antwoord sal dan wees 49/8 of 7/7. So kom ons kyk na uitgewerkte voorbeeld nommer 1. Uitgewerkte voorbeeld sê bereken, reg? Die som van n is -4 en ons eindig by 20 en die reël is 5n minus 2. Nou weet ons as ons kyk na hierdie 5n minus 2, what type of series is that? What is 5n minus 2? What type of series is it? Wat se tipe reeks is dit? Algebraies, geometries, rekenkundig, né? Okay. So ons weet dan nou wat is die formule vir die rekenkundige ene. Hy is Sn is gelyk aan n gedeel deur 2 hakkie 2a plus n minus 1 d. So om te kan bereken, het ek nodig vir n die aantal terme, reg? Ek het nodig vir a en ek het nodig vir d. Is julle nog met my? Hallo? Nog met my? Nou, die eerste ding wat ek moet doen is daai aantal terme. En om daai aantal terme te kan kry, gaan ek sê 20, om hierdie te kry, is dit 20 minus 4 plus 1. So dit is 25 terme. Dis die formule wat jy gebruik. Het julle om, jy vat daai waarmee ek eindig, jy trek af waarmee ek begin en jy tel 1 by. Dis jou aantal terme. Het julle om? A is, as ek na A kyk, A is gelyk aan 5 maal minus 4 minus 2. So dis gelyk aan minus 22. Want hierdie is, waar ek begin, is tog my eerste term, is A. Onthou julle, ek het dit so verduidelik in die begin. En nou D, omdat dit 'n rekenkundige reeks is, kyk gou vir my, weet ek dat D is gelyk aan term 2 minus term 1. Nou term 2 is mos nou 5 maal minus 3 minus 2 minus, en ek het mos nou klaar daai term uitgewerk, minus 22, want dis A, né? So, dit is minus, hoeveel sal dit wees? Minus 17 plus 22. So wat is daai konstante verskil nou? Wat is daai konstante verskil nou? Sorry? No. It's 5.
Natuurlik kon ek ook, in hierdie geval, kon ek ook die formule gebruik het, wat sê, kyk gou hierso, Sn is gelyk aan n gedeel deur 2 maal met 2a plus L. Onthou julle hom? Want ek kan mos ook die laaste term uitwerk, maar kom ons gebruik nou maar wat ons het. So ons gaan sê die som, en ons weet hoeveel terme is daar, is 25. Die som tot die 25ste term is 25 gedeel deur 2, hakkie, 2 maal, en my A-waarde is, het ons gesê, minus 22, plus 25 minus 1 is 24, en my D-waarde is mos 5. Ek sit dit in my sompomp, en dan kry ek die antwoord van 950. Maar ek kon ook gesê het, soos ek sê, ek kon ook gesê dat die laaste term, term 25, is gelyk aan 5 maal 20 minus 2. So dit is dan nou, 100 is 98. En dan kon ek gaan instel het, dat die som tot die 25ste term, is 25 gedeel deur 2, hakkie, 2 maal minus 22, plus 98. Dan sou ek by dieselfde antwoord uitgekom het. Ek kan enige van daai twee maniere gebruik. Uitgewerkte voorbeeld nommer 2. Vra bereken. Hy vra bereken. Is dit A of is dit N? N is gelyk aan 1. En dit gaan tot oneindigheid toe. En die reël is 3 maal 'n half tot die mag N minus 1. Die feit dat ek dit kan bereken tot oneindigheid, sê vir my dat hierdie is 'n geometriese ry. En die som tot oneindigheid, die som tot oneindigheid is mos gelyk aan A oor 1 minus R. So wat het ek nodig? Ek het eerstens vir A nodig en dan het ek vir R nodig. Maar ek het mos vir R. R is mos hierdie half. So al wat ek nodig het, is ek het vir A nodig. En A is gelyk aan 3 maal 'n half tot die mag. En nou sê hy daai N is 1. Is 1 minus 1. So A is gelyk aan 3 maal 'n half tot die mag 0. So dit is 3 maal 1. So dis 3. En R is gelyk aan 'n half. Nou kan ek gaan sê die som tot oneindigheid is gelyk aan 3 oor 1 minus 'n half. So my antwoord is 6. Goed, kom ons kyk na die derde uitgewerkte voorbeeld. Nou kom hulle en hulle sê, as die som
van R, soos wat, is dit N of is dit R? Dis R. R is gelyk aan 1, en die aantal terme is N, ons weet nie, hulle gee nie vir ons getal nie, die reël is half, hakkie, 3 tot die mag R minus 1, en hulle sê dit is gelyk aan 1640. Nou vra hulle bepaal N, die waarde van N. So hulle wil hê, ek moet daai laaste term moet ek bereken. Daai laaste ouetjie moet ek bereken. Het julle hom? Goed. So, wat hulle eintlik vir my sê, is dat die som tot die einde term is 1640. En ons wil vir N hê. Nou, hoe lyk die standaardsom? Die standaardsom sal wees N gedeel deur 2, hakkie, 2a plus N minus 1d. Is julle nog gelukkig en tevrede? Nee, dit kan nie wees nie. Hoekom? Want hierdie is 'n meetkundige ry, so ek gebruik die verkeerde formule, en julle help my nie eens reg nie. So hoe lyk Sn? Sn is A R tot die mag N minus 1 is gelyk aan 1640. Nee, dit is net die laaste term, sien julle? Daai is term N, is dit. So dit is ook die verkeerde formule. Kom, wees wakker. Die som tot die einde term is mos wat? A, hakkie, 1 minus R tot die mag N, oor 1 minus R. En dit moet gelyk wees aan 1640. So wat kort ek? Ek kort vir A, en ek kort vir R. Dan kan ek vir N bereken. So, wat is A? A is gelyk aan 'n half maal R 3 tot die mag 1 minus 1. So dit is 'n half. Wat is R? Hulle gee vir my R. R is 3. So ek kan nou gaan sê dat 'n half hakkie 1 minus 3 tot die mag N oor 1 minus 3 is gelyk aan 1640. Kom ons vereenvoudig. Ons vermenigvuldig beide kante met 2. Dan's 1 minus 3 tot die mag N oor 1 minus 3 gelyk aan wat? Ek vra as ek reg. Is dit waar? Ja, maar ek kan nie dit doen wat ek nou gedoen het nie. Kom ons sê, nog steeds daai is 'n half. 'n half. En hierdie is minus 2, né? 1640. Nou vermenigvuldig ek met minus 2, so 'n half
1 minus 3 tot die mag n is gelyk aan minus, wat is dit? Hallo? Drie, 2, 8, 0, né? Nou gaan ek vermenigvuldig met 'n half. So 1 minus 3 tot die mag n is gelyk aan, vermenigvuldig met 2, so dis minus 6560. Is ek reg? Hallo? Nou gaan ek 1 moet aftrek, so minus 3 tot die mag n is gelyk aan minus 6561. So 3 tot die mag n is gelyk aan 6561. Nou skryf 6561 as in sy priemfaktore is hoeveel? Askies? So 3 tot die mag n is gelyk aan 3 tot die mag 8. Dit wil sê n is 8. Laaste uitgewerkte voorbeeld. Voorbeeld 4. Hulle sê, bereken die som van elk van die reekse hieronder en druk jy antwoord in sigma notasie uit. Met ander woorde, as ek na daai eerste ene kyk, is 12 plus 4 minus 4 en so aan tot by minus 276. So nou moet ek eers bepaal wat se tipe reeks het ek hierso. 4 minus 12. 4 minus 12 is 8. Minus 4 minus 4. So dis ook minus 8, né? So nou weet ek onder andere hierso dat ek gaan werk met daai som tot die einde term is gelyk aan a gedeel deur 2 hakkie 2a plus n minus 1d. Dis waarmee ek gaan werk. So ek weet nou dat my a, wat het ek hier geskryf? Dit is n gedeel deur 2. Julle los my dat ek dronk bly vandag, né? So a is 12 en d is minus 8. So die enigste ding wat ek nou nog hier kort is die n-waarde. Is julle met my? Hallo? En as ek teruggaan na die ende-waarde in hierdie geval is wat? Is minus 276. So minus 276 moet gelyk wees aan, en nou werk ek met die som, né? En hy is a plus n minus 1d. Ek wil die term bereken, die waarde van die term, nie die som nie. Reg? So, wat se waarde is daai term? So minus 276 is gelyk aan, wat is my a-waarde? 12 en n minus 1 plus minus 8 maal n minus 1. So minus 276 is gelyk aan 12 minus 8n plus 8. So minus 276 is gelyk aan minus 8n plus 20. So dit beteken
dat minus 256 is gelyk aan minus 8n. So dit beteken n is gelyk aan dit gedeel deur minus 8. Wat sal daai wees? 37. So nou kan ek die som gaan skryf. Ek het ook die reël hierso langs die pad gekry. Onthou julle, ons het die reël gekry. Daar's die reël. So nou kan ek gaan skryf. Ek kan sê dit is die som soos wat n gelyk is aan 1 tot die 37ste term en die reël is minus 8n plus 20. En nou wil hulle hê ek moet hom 'n antwoord gee. Ek moet sê wat is die antwoord? Wel, kom ons gou ietsie doen hierso. Ons gaan gou iets doen hierso. Kom ons gaan maak ons sakrekenaars oop. Het julle julle sakrekenaars? OK. Setup, compute. Nou sê julle sien, waar is hy nou? Shift, log. OK, so nou gaan sit ek hom daarin. Minus 8. And now I choose alpha x. Ek kan hom nie n maak nie. Plus 20. 29 getik. Hierso by x begin ek by Shift, as hy. Minus 8 alpha x plus 20. My x begin by 1 en my x eindig by 37. Minus 4 uit 4. Minus 4 uit 4. Okay? Die ander alternatief sou gewees het dat jy gaan sê, wel, S tot die 37ste term is gelyk aan die A, wat ons dan nou weet is, waar het ons vir A uitgewerk, hy is 12, maal 1 minus in die R, in hierdie geval, waar is ek nou? Ons is by 'n rekenkundige som, so ek gebruik die verkeerde formule. Ja, julle help my glad nie vandag nie. Genade ons. So, dit is 37 gedeel deur 2, vierkantige hakie, 2 maal 12, plus 37 minus 1 is 36, en wat is my D-waarde? My D-waarde het ons moes bereken, is minus 8. Minus 8. En dit kan jy ook in jou sakrekenaar gesit het, en jy sou ook uitgekom het by minus 4.
884. Het julle hom? Dis so eenvoudig soos die werk is. So hier het hulle vir my gegee en ek moes die formule net oorskryf. Ek gaan gou nog nommer 4 saam met julle doen. Nommer 4 saam met julle doen is 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 49. Okay, die eerste ding wat ek definitief hier kan sien is ek kan bepaal wat's n. Is 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dis 7 terme. Ek weet my A is 1. Nou moet ek gaan bepaal. Nou, ek gaan ons nou eers kyk na eerste verskil, so dit is 3 en dit is 5. En dit is, en daai is, wat is daai? Is 7. So daai is 2 en 2. Soos wat lyk dit vir julle? Lyk soos 'n kwadratiese ry, né? Hallo? So lyk soos 'n kwadratiese ry. So ek moet nou daai formaat moet ek nou gaan gebruik. Moet ek gaan kry. Alright? Om dit te kan kry. So dit is 'n kwadratiese ry en onthou die kwadratiese ry het ons nie eintlik 'n som voor nie. Daarom kan jy hom straightforward gaan uitwerk. Ons het mos nie 'n som tot die einde term vir die kwadratiese ry nie. Onthou julle, ons het hom nie. Kom ons kyk gou na nommer, ja. Okay, huiswerk, oefening 8. Huiswerk, oefening